Liewe Berse gemeente en al ons kosbare vriende, my oupa en ouma se huis op die plaas het 'n baie spesifieke aroma gehad. U sal onthou, as jy by ouma en oupa gaan kuier het, was daar altyd 'n spesifieke reuk in daardie huis. Ja, die ou koffiepot wat op die koolstoof gestaan en prit het, brood wat bak in die oond daar buite, eie, wortels, knoffel, pampoen, patats, vleis, rys, mieliegrys, speserye ensovoorts. Die ou plaashuis was maar bouvallig en die dak het gelek en die geete was vol blare van die wind wat so gereeld in die Vrystaat waai. Hier en daar was 'n gekraakte venster met daardie lieflike geur wat deurkom as 'n mens buite die huis rondloop. Die reuk van tuisgemaakte seep gemeng met die aroma van kookos op die stoof. In Johannes 12 lees ons van 'n ete wat deur Jesus se vriende voorberei is vir hom, by die huis van Lazarus, Maria en Martha. Ons vind in hierdie huis 'n lieflike reuk van nardesalf wat Maria gebruik het om Jesus se voete te salf. Die woord sê, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Daardie aroma het in die huis gelewe. 'n Bekende skrywer het sy vriend besoek en hom gevra, hoe is dit dat, sodra ek in jou huis inkom, dan ruik ek hierdie lieflike geur? Sy vriend het vertel dat hy in Israel 'n houer met 'n roosekstrak gekoop het. Die houer het geval en gebreek toe hy dit in sy huis wou oopmaak. Hy het die hele ou spul net so in 'n kleipot geplaas. Die geur van die aroma het ingetrek in die klei van die kleipot en daarom ruik jy dit elke keer as jy hier kom. Reuk het 'n manier om vas te klou aan 'n mens. 'n Prediker het eendag tydens 'n konferensie as spreker opgetree. Die middag was hy af en het hy 'n roosplaas besoek. Die aand het mense gevra of hy van die kwekery gehou het en hy kon nie verstaan hoe hulle geweet het dat hy daar was nie. Hulle het verduidelik dat hy die geur van die kwekery aan sy klere gedra het. In 2 Korintiërs 2 staan daar, ons is soos 'n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Ons versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. Almal wat met ons te doen het, weet daarvan. Die wat in hom glo en die wat op pad is hel toe. Vir mense wat nie in Christus glo nie, gee ons 'n doodsreuk af, maar vir mense wat die goeie nuus glo, gee ons 'n heerlike geur af van lewe. Ag, en ons kan so verder gaan, daar is baie mooi gedeeltes. In 2 Korintiërs 4 vers 8 tot vers 12 lees ons van die kleipot. Ek is soos 'n breekbare kleipot. Die lewe stamp my ook maar goed rond. Tog dra ek baie waardevolle skat hier binne in my. Die krag van die Gees wat elke dag by my is. Ek kry dikwels swaar, maar ek raak nooit mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie. Tog is ek nooit radeloos nie. Ek word vervolg, maar ek weet God los my nooit alleen nie. Soms word ek onderste bo geloop, maar ek staan elke keer weer op. Ek bly nooit lê nie. Op 'n ander plek sê hy wat in my woon is sterker as hy wat in die wêreld is. Ja, ons leer hier van 'n lieflike geur, die geur van kennis van die Here. Die lieflike geur van oggendvroeg kontak met die Here. Daardie geur van sy teenwoordigheid. 'n Lieflike geur van sy woord. Die aroma van oorwinning. Die aroma van vriendskap met Jesus. Die aroma van betrokkenheid van die Heilige Gees in ons lewens. Die lieflike geur van genade en hoop. Die aroma van teenwoordigheid van God. Die nardus aroma wat ons in die troonkamer van God optel. En daarom kan ons nie roem nie. Nee, ons kan liewer roem in ons swakhede, want die ware geur van ons lewe is God self. Wat 'n wonderlike voorreg om so God te aanbid. Hy sê self, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. So die kleipot praat van die swak, aroma van die sterk. Ek sal nooit vergeet nie, Dr. Ipland het eendag gepreek oor hierdie selfde onderwerp en hy het 'n ou kleipot op die kansel gehad. En op 'n stadium toe die mense nou so half regtig begin mik en die orgelpype tel en so 'n bietjie begin verlang na die skaapbout by die huis, toe gooi hy daai kleipot absoluut stikkend op die vloer.
Ek sal nooit daai les vergeet nie, want as die kleipot oopgebreek het, dan kom daar die aroma uit. En dit is so kosbaar. Ek sluit af met 2 Korintiërs 2 vers 14. Ek is dankbaar teenoor God wat ons, omdat ons een is met Christus, altyd saamneem in sy triomftocht. Deur ons versprei hy die aangename geur van sy kennis op elke plek. Liewe gemeente en vriende, kom ons haal die kleipot van die rak af en laat toe dat God hom breek, sodat hy die lieflike geur en aroma tot sy eer kan gebruik. Kom ons bid saam. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. Vanoggend, na die lieflike If he carried the weight of the world Ek moet dat ons ook wens vanmôre dat daar so 'n bietjie van daardie aroma